En toe baie jare terug, toe werk ek vir 'n panel beating shop wat trokke reggemaak het. En daar kom 'n stuk in 'n trailer in wat hulle die agterste 2 aste van een kant afgery het. En ons kry hom nie gemanoeuvreer in die workshop in nie, want hy is te moeilik om te hanteer en ons het nie die regte masjinerie nie. Daai aand dink ek, "Wel, niemand sal hom steel nie, ek gaan hom buite los." 2 uur die oggend toe bel my baas my, toe sê hy vir my, "Christo, where is that trailer?" Toe steel hulle hom met stukkende wiele en al. En op daai oomblik het dit gevoel of die aarde kan my insluk, want uit die aard van die saak, dis 'n kliënt se voertuig. Hy is net daar om reggemaak te word en nou is hy weg. Ek en my baas het die plek plat gery, ons het nie lokasies gaan ry, ons het oral gaan soek vir daai trailer, skor hom nie kry nie. Kry daai trailer 8 maande later. Toe die diewe hom mooi reggemaak, mooi gesprei, die aste reggemaak, nuwe wiele opgesit, toe kry die ou sy trailer terug as 'n bonus. Dis nooit so donker as wat dit lyk nie. Dis nooit so donker as wat dit lyk nie. Maar donker is inderdaad deel van ons lewe. Ten spyte van die feit dat ons lig is in Christus. Dat ons die lig van Jesus weerkaats. En dat ons altyd die lig van Jesus moet weerkaats. En ek is nog steeds by Hebreërs. Hebreërs, as jy hom eers verstaan, is dit een van die wonderlikste boeke in die Bybel, as jy die boek Hebreërs verstaan. Hy kan skerry wees vir ouens wat nie verstaan nie, maar later van tyd, soos wat hierdie boek in jou hart gaan sit, dan kom jy agter, is een van die sterkste teologiese boeke wat daar in die Bybel is. Soos Romeine is 'n sterk teologiese boek. Hebreërs is sterk teologies. En jy wil weet wat ons glo, waarom ons dit glo en hoe ons moet glo en wat ons moet doen. Hebreërs is nie die go-to vir geestelike babas nie. Ek sal hulle eerder na Johannes toe verwys of na Romeine toe, maar vir geestelike volwassenes sal ek Hebreërs aanbeveel. Nou dit maak nie saak nie, ons kan dit op enige manier aanbied. 'n Mens hoef 'n aardappel nie heel aan te bied nie, jy kan hom mash en dan kan jy hom as mash aanbied. Of jy kan hom soos 'n heel aardappel aanbied. Dit hang af wat jy wil verteer of kan verteer. Hierdie boodskap pas maar aan by alles waarmee ons deesdae besig is, maar ek dink ek wil gou-gou vir julle daai paar versies uit Hebreërs 13 uitlees, 10 tot 15. Sê die Hebreërs skrywer die volgende. Hy sê, ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie. Want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buite die laar verbrand. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe, buitekant die laar, en sy smaad dra. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Tot sover die skriflesing. Terwyl ek dit lees, is daar soveel goed wat in my opspring, wat ek kan sê. Maar ek wil dit 'n bietjie bymekaar bring, anders gaan ons mekaar baie lank besig hou, want hier is soveel goed wat hier uitkom. Kom maar net so gou vir 'n agtergrond. Ons het 'n altaar waarvan wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie. Dit was in die tyd waar daar Jode tot geloof gekom het en hierdie nuwe Joodse Christene was deur die Joodse wettiese Jode weer teruggetrek na die wet toe. En hulle het gesê, ja, jy kan nie 'n Christen wees sonder om ook die wet te onderhou nie. En die Hebreërs skrywer sê vir hulle nie, maar dis glad nie hoe dit werk nie. Eintlik het julle wat die wet wil onderhou, geen saak om by hierdie altaar, wat buite die tabernakel is, te eet nie. Die tabernakel is vir die Jode, en ons ken die hele storie van hoe die tabernakel uitgelê is tot by die allerheiligste. Ons weet in Christus is daar die allerheiligste se voorhangsel geskeur. Ons het nie meer daar die Joodse tradisie van 'n bloed wat moet vloei nie. En hier kom die Hebreërs skrywer, hy sê, want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, die liggame van daai diere word buite die laar verbrand, ver weg. Dis net die bloed wat inkom, want dis net die bloed wat die krag het. En Christus is ook dan, het gebloei waar? Nie in die tabernakel nie, maar buite.
Hy was gereken as veragtelik. Hy was gereken as verwerplik. En daar's 'n Engelse gesegde wat sê, ek sal nou aan dit dink, ek wil dit vir julle sê, ek gaan nou daarby kom. Maar die punt wat ek probeer maak is, dat hierdie woord, hierdie Hebreër skrywer, sê vir ons, dat ons ontmoet God buitekant die laar. Ons ontmoet hom by die plek waar die liggame soos gemors weggegooi word. Dit is die smaad van Christus. Die smaad van Christus is verwerping, vervolging, bespotting, vernieling, marteling. Dis die smaad wat Jesus moes dra. En nou sê die woord dat ons het nie 'n permanente woning hier nie. Ons moet ook die smaad van Jesus dra. Ons moet as het ware dieselfde pad as hy loop. En ek gaan nou vir julle 'n paar goed van Charles Spurgeon, vir julle wat Charles Spurgeon nie ken nie. Charles Spurgeon is seker een van die grootste Engelse predikers wat ooit geleef het. Hy's 'n legende in die kerk, Charles Spurgeon, oor daai wonderlike God-gegewe gawe wat hy gehad het, om die Engelse taal te gebruik, om hierdie diep Bybelse waarhede huis toe te slaan, soos mense 'n spyker inslaan. Hy het nie doekies omgedraai nie. Vandag word ek beskou byvoorbeeld as een van die harde predikers. Julle wil nie vir Spurgeon nie hê nie. Spurgeon het 'n ding gesê soos 'n ding was. En ek gaan nou vir julle 'n paar goed van Spurgeon lees. Ek dink wat gebeur is, daar is sekere illusies wat mense het rondom die pad. Ek was al uitgekry as ek is te negatief, want ek hamer so op om reg te lewe, heiligmaking en sonde. Ek het al baie gehoor in my lewe, in my bedieningservaring, is te negatief, hulle wil die positiewe dinge hoor. Daar's genoeg predikers daar buite, wat pudding skep. Ek is nie geroep vir pudding nie. Ek is geroep vir vaste spys. Dit is hoe die Here met my werk, eerstens. Julle sal onthou dat in die Ou Testament, met die profete wat opgestaan het God eers 'n pad met die profeet self gestap. Die profeet moes eers voel wat God voel. Die profeet moes eers God se emosie ervaar, voordat hy kon gaan en sê, so sê die Here. Hy was nie net 'n woord gegee en dan gaan dit. Nee, sy persoonlike lewe. Dink aan Jeremia. Jeremia word geroep om vir die volk die wraak van God te gaan aankondig, en God sê vir hom, jy moet vir hierdie mense dit gaan sê, maar niemand gaan vir jou luister nie. God sê dit vir hom. Dit voel vir Jeremia of hy reeds verloor het nog voor hy begin het. En hy gaan deur daardie emosie van God, van die volk wat hulle rug op hom gedraai het. Daardie emosie wat God self voel, gee hy vir Jeremia. Hy gee dit vir Jesaja. Hy gee dit vir Esegiel. Hy gee dit vir elke man en vrou wat hy geroep het. Die hart van God. En in Christus sê die woord, die Hebreër skrywer, dat ons moet dieselfde smaad wat Christus deurgegaan het, moet ons deurgaan. You can only be disillusioned as jy van die begin af nie 'n illusie gehad het nie. Baie mense is disillusioned in die kerk. Ek het so 'n vriend gehad. Toe ek in daai kerk gekom het, baie 25 jaar terug, toe was hy iemand na wie toe ons kon opkyk. So 'n groot ou Rian. Ons was almal baie lief vir hom. Groot teddybeer. Maar skerp met die woord. Uitverkoop aan Jesus. Hy was die toonbeeld van 'n geesvervulde, wedergebore kind van God. En hy het net opgehou kerk toe kom. Skielik. Uit die bloute. Ek het later met hom gepraat en dinge het begin sleg gaan. Hy het sy besigheid verloor, hy het sy werk verloor, hy het sy inkomste verloor, as het ware. En hy sou sy huis verloor en sy huwelik was op die rotse. Hoe sê hulle? As die armoede by die voordeur inloop, loop die liefde by die agterdeur uit. Dis 'n platvloerse manier om 'n baie ware ding te sê. Die stres
van dit alles werk op 'n verhouding. Die stres van hierdie tipe dinge maak dat daar noodwendig probleme tussen man en vrou kom. Maar Orion hy het net eenvoudig sy rug op die Here gedraai. Ek kon dit nooit verstaan nie. 'n Man so hy het eendag vir my 'n ding gesê wat die spyker op die kop geslaan het. Hy sê hy kon nie meer die punishment vat nie. Hy sê want toe hy die Here nie gedien het nie, het alles goed gegaan. Maar toe hy die Here begin dien, toe gaan alles sleg. Lei dit 'n klokkie vir jou iewers? Dis jammer dat hy ingegee het. Ek hoop hy het later teruggekom. Ek weet nie. Ons paai het nie verder saam geloop daar nie. Miskien het hy illusie gehad. Julle onthou daai bokser ou Anton, ek praat baie daarvan. Dit pas by vanaand se boodskap. Ou Anton was vir 'n kort rukkie Suid-Afrikaanse swaargewig bokskampioen. Nou Anton was in ons kerk en Anton was deur die pastoor gewen by die viswater. Anton het gehou van die hengel en die pastoor ook. En so het hulle mekaar ontmoet en so die pastoor vir ou Anton ingetrek. En ek onthou nog, hy moes op een van hierdie eilande, ek vergeet die eiland, een van hierdie tropiese eilande, moes hy 'n Amerikaner gaan veg daar. En hy het die week vooraan het hy voor die kerk gestaan, ons het vir ou Anton gebid en al hierdie goeters. En nou Anton het gegaan en Anton het teruggekom en ek gesien daar was 'n baie donker wolk bo kan sy kop. Hy sê vir my, ek het nie 'n hou ingekry nie. Hy sê daai ou het my vloer my gevee. En toe begin hy op die kerk toe gaan en ek vind jy's later uit. Die pastoor het hom na die Here toe gelei. En ek maak nou nie die pastoor sleg nie. Ek wys op 'n fout wat hy gemaak het. Hy het die evangelie op so 'n manier aangebied dat Anton wat rou was, hy het nooit eens 'n Bybel besit nie. Die huis waarin hy groot geword het sy ouers nie eens 'n Bybel gehad nie. So hy het alles wat die pastoor vir hom gesê het gevat sy waarheid en hy het verkeerdelik gedink dat as hy nou kind van die Here word, gaan hy al sy boxing fights wen. Dit was wat in sy gedagtes was. So die evangelie was vir hom verkeerd aangebied. Hy het illusies gehad rondom wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. En vandag is dit 'n groot probleem in die wêreld that people get disillusioned because they had an illusion. Hulle het verkeerdelik gedink dat die pad van 'n gelowige is altyd maklik, altyd easy, dis net altyd vlinders op die maag, dis net altyd 'n warm gevoel en jy's hier op cloud 9 die hele tyd. Nou ons weet dit is nie so nie, want ons beleef dit nie, né? Wie van julle is altyd op cloud 9? Praat van fisies. Ons is wedergebore, ons is nie bekommerd nie en ons rejoice in ons swaar kry, maar dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van die hier en nou, daar waar die tyre die teerslaan, waar ek en jy moet 'n Christen wees in die praktyk, moet ons Jesus buitekant die laar ontmoet. Ons moet hom daar ontmoet waar hy verwerp was, waar hy gesmaad is deur die wêreld. En die woord sê vir ons, Jesus het ook om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe, buitekant die laar en sy smaad dra. Wat presies sê die woord van die Here hier vir ons? Die woord van die Here sê vir ons dat om aan Jesus te behoort, in die volheid daarvan, is om te deel in sy smaad. Hoeveel mense word vandag vervolg vir hulle geloof? In ons land nie regtig nie. In ander lande baie. In ons land gaan dit een van die dae gebeur. En Spurgeon sê 'n paar radikale goed. En ek gaan dit vir julle lees want dis Engels en weet dit is natuurlik die Engels wat hulle daai jare gepraat het. Maar ek gaan nou vir julle lees Spurgeon se uitleg van hierdie hele idee van dat ons die smaad van Christus moet dra. Met ander woorde, as Christus verwerp is, wie's ek en jy om nie ook verwerp te word nie? As Christus beledig was, wie's ek en jy om nie ook beledig te word nie? As Christus gespot was, wie's ek en jy om nie ook gespot te word nie? Ensovoorts. As hy gelei het, as hy gemartel was, hy doodgemaak was, wie's ek en jy om nie dieselfde pad te loop nie? Maar nou kom die Hebreërskrywer en hy sê dis amper 'n voorwaarde vir redding.
Dis amper 'n voorwaarde vir redding, dat om aan Jesus te behoort, moet 'n mens noodwendig sy smaad dra, want waar Jesus is smaad. Waar Jesus is verwerping. Hy self sê ons moet kies, want ons kan nie vir hom en die wêreld lief hê nie. Want hy wat die wêreld lief hê, word 'n vyand van God. God word jou vyand as jy die wêreld lief het. Ons hou nie daarvan om te hoor, hierdie wêreld waarin ons nie gekies het om in te wees nie. Hierdie wêreld waar ons ingebore is, hierdie wêreld wat ons in moet leef en in moet oorleef, ons mag dit nie lief hê nie. Dit is soos om vir 'n kind 'n speelding te gee en sê jy mag dit nie enjoy nie. Dit is om vir 'n kleintjie 'n stuk sjokolade te gee en sê jy mag dit nie eet nie. Dis hoe dit vir mense voel. Dit voel met respek en permissie gesê dat die Here is 'n tipe van 'n spoilsport, dat hy wil al ons joy steel. En hy wil ons morbied maak dat ons dikmond die hele dag moet rondloop omdat ons so swaar kry. Maar ons weet mos nou die teenoorgestelde is waar. Dat wanneer God deur sy Gees inkom en die wedergeboorte plaasvind, dan sê ons count it all joy wanneer ons in allerlei versoekinge val. Soos ons gister gehoor het ook, né? Wees bly. So dit moet vir ons 'n vreugdevolle arbeid wees om buite die laar te gaan waar Jesus was en sy smaad te dra. Want deur sy smaad te dra, bevestig ons eenheid met hom. Want die Jesus van die Bybel is nie altyd die Jesus wat ons hoor verkondig word in die wêreld nie. Die Jesus van die Bybel was die man van smarte. Hy was die man wat die ultimate prys betaal het. Ons ken al hierdie goed, maar besef ons hierdie goed. Besef ons wat dit beteken om buite die laar te gaan en die smaad van Jesus te dra. Hoekom? Want ons het hier geen blywende stad nie. Met ander woorde, ons is nie tuis hier nie. En die enigste manier ons in die hemel kan kom, is om by Jesus te wees. En die enigste manier om by Jesus te wees, is om sy smaad te dra. Dis wat die Bybel sê, baie duidelik. Om die smaad van Jesus te dra. Ons soek nie 'n blywende stad hier nie. Ons soek die nuwe Jerusalem. Dis waartoe ons op pad is. Ons soek nie die genot en die plesier en die mag en die pragt en die praal en die besittings en die geld en die goed van hierdie lewe nie. Want al wat dit doen is, dit vervreem ons van die smaad van Christus. Op 'n stadium sê die Here dat die Seun van die mens het nie eens 'n plek om sy kop neer te lê nie. Hy was 'n verworpene. Wie sê dat ek en jy nie ook verwerp moet word nie? Kom ons lees 'n paar van Spurgeon se goed. Dis nie baie nie, maar ek gaan dit quoteer. It means first, let us have fellowship with him, praat hy van Jesus. Hy sê, he was despised. He had no credit for charity. Aan die woorde, niemand het hom charity gegee nie. He was mocked in the streets. He was hissed at. He was hounded from among society. If I take a smooth part, I can have no fellowship with him. Fellowship requires a like experience. Spurgeon sê, as ek die easy way out kies in my diens aan die Here, en ek probeer alle konflik en vervolging vermy, as dit ware 'n undercover Christian wees, as ek net 'n besoeker wil wees, wat wil wegkruip en nie gesien word nie, en nog steeds die hemel probeer maak, dan sê Spurgeon hier, sê, if I take a smooth part, 'n gladde weg, I can have no fellowship with him. Hier is die tipe goed, wat die kerk nie mee hoor nie. En ek is baie keer benoud oor watter reaksie gaan dit hê op mense. Want die gevaar is dat mense soos Rian kan moeg en moedeloos word en opgee. En hierdie is nie negatiewe denke of pessimisme nie.
Ek is besig met die woord van die Here. As iemand dit ervaar as negatief, is dit omdat hy dit nie verstaan nie. En ek wil poog, die Here my help, dat ons hierdie dinge kan uitlig. Don't have illusions, so that you will never be disillusioned. Moenie illusies hê nie. Die eerste keer, toe my een neefie saam met my Kaap toe gaan, hulle is van daai families, hulle gaan nooit nêrens nie. En hy gaan een keer saam met my, ek was so 19, hy was so 13. Hy lê agter in die kar en slaap en ons ry en ek sê vir hom, Petrus, ja, hy het geslaap. Ek sê ons gaan nou hier by die Karoo in, daar tussen Kolsberg en Bloemfontein iewers. Ek sê ons is in die Karoo, hy sê, ja, mooi. Hy slaap verder. So 300 kilos verder word hy wakker. Hy sê, ons is nog steeds in die Karoo. Ek sê, ja, ons is nog steeds in die Karoo. En so gaan dit aan, weet die groot Karoo is wat, sê, daardie ry 600 kilos, julle weet dit. Hy word daarna weer wakker, hy was so moeg en moedeloos, ne, toe ons in die Kaap aankom. Want hy het 'n illusie gehad, hy het gedink, dis nie so erg iets, net die ander kant. As daar 4 dae is, het jy nie 'n illusie dat as jy jou hand daar insteek, gaan dit brand nie. Hoekom is dit dat ons soveel illusies het rondom ons Christendom? Waar Christus al hierdie uitsprake maak. Nou verswyg mense vandag die uitsprake van God, sodat dit mense in die gehoor kan streel. En die Here self het ons gewaarsku teen dit. Ons wil nie hoor ons moet buite gaan waar Jesus buite die laar was en smaad gedra het nie. Ons wil nie hoor dat ons sit nie hier 'n blywende stad nie, ons soek die toekomstige. Ons wil nie hoor dat ons buitekant die laar sy smaad moet dra nie. Dis wat dit beteken om aan hom te behoort. Ons wil hoor nee, soos ou Anton, alles gaan nou net goed gaan. Dis 'n illusie, dis nie gebaseer op dis wat 'n illusie is. 'n Illusie is iets wat jy dink die waarheid is, maar dis nie die waarheid nie. Dis wat 'n illusie is. Dis 'n valse verwagting. Dit is waarom Jesus gesê het, dat hy wat 'n toring wil bou, ek het vanoggend ook gesê, moet eers seker maak, hy kan daai toring klaarmaak. Daar kan daar in 3 riviere, weet jy, van daai gebou wat nooit klaar gebou is nie. Hy staan daar bankrot gegaan. Daai gebou is nutteloos. Ek weet as van die boemelaars wat slaap, ek het al gesien hulle slaap daar, ek weet nie hoe hulle inkom nie. Maar hulle slaap daar. Daai gebou is nou nutteloos. Daai staal wat so uitstaan is geroes. Jy kan hom nie eens meer regmaak nie, as jy nou daai gebou jy moet oorbou. Ek is seker daarvan die persoon wat daai gebou begin bou het gedink hy gaan klaarmaak, maar het nie seker gemaak nie. Ek ken nou nie die omstandighede nie, ek gebruik dit net as 'n voorbeeld. Kom ons sê hy het bankrot gespeel vir argumentsonthaalwe. Sy geld het uitgeloop. Toe het hy nie meer genoeg geld om hy gebou klaar te maak nie. Die Here sê vir ons in sy woord dat so moet ons ook seker maak. Daarom glo ek nie aan hierdie goedkoop verkoop van die evangelie wat vir mense 'n valse illusie gee oor wat die pad behels nie. Dat die pad is nie 'n maklike pad nie. En enige iemand wat vir enige mens sê dat die pad van 'n kind van God is 'n maklike pad, is nie besig om die waarheid te verkondig. Daar's ander redes waarom dit so aangebied word, waarop ek nie nou wil ingaan nie. Die tweede paragraaf wat Spurgeon sê, is die volgende. A sorry life your master had. Your master is nou Jesus met 'n voorbeeld. You see, all the filth in earth's kennels was thrown at him by sacrilegious hands, met ander woorde onheilige hande. No epithet was thought coarse enough. Geen belediging was te erg nie. No terms hard enough. He was the song of the drunkard, and they that sat in the gate spoke against him. This was the reproach of Christ. Die reproach is die smaad, né? This was the reproach of Christ, and we are not to marvel if we bear as much. Ons moenie in 'n illusie dink, as ons sien dit gaan net so met ons, moet ons nie verbaas wees nie. Dis wat Spurgeon sê. Hy sê, well, says one, dis nou maar net 'n voorbeeld te gee. I will not be a Christian if I am to bear that. Aan die ander woord, as ek soos die smaad moet dra, sorry, ek wil dan nie 'n Christen wees nie. Hoor wat sê hy? Hy sê, skulk back then, you coward.
Hy het hierdie gepreek. To your own damnation. But oh, men that love God and who seek after the eternal reward, I pray you do not shrink from this cross. You must bear it. Ek dink as ons in die kerk groot geword het met hierdie dieper waarhede, sou ons nie so pieperig en kleinserig gewees het nie. Genade, mense los die kerk net oor 'n argument. Mense los die kerk net omdat hulle nie met iemand klaar kom of hulle voel seer gemaak. Goeie genigtig. Wat moes Jesus deurgaan? 'n Mens wat nie die smaak wil dra nie, dis hulle wat so gou-gou hulle rug op die Here draai vir die geringste windjie van teestand wat hulle kry in die wêreld of in die kerk selfs. En dan wil hulle oppak en hulle wil uitklim en hulle wil terugstaan. En hulle wil hulle wonde lek en hulle wil ander blame, terwyl die woord sê, maar dit is jy wat die smaak moet dra. Christus was ook beledig, Christus was ook seergemaak, Christus was verwerp, hy was vermoor, hy was geslaan. Ek kan nie nog nooit gesien met my eie oë hoe broers en susters mekaar met gesels begin slaan, mekaar kruise gaan kruise nie, mekaar met spiese steek, mekaar bespot en mekaar verniel nie. Ek het dit nog nie gesien nie. Maar tog is ons maklik om kleinserig te wees, sê, wel, hierdie is nie vir my nie, want julle waardeer my nie, ek gaan my tassie pak en ek gaan waai. Jy kan dit doen, maar wat jy eintlik doen, is jy sê wat Spurgeon hier gesê het, skulk back then you coward to your own damnation. Hier is belangrik, mense, of ons dit wil hoor of nie. Laaste paragraaf wat ek wil quoteer, hy sê, rakende, ons het nie hier 'n blywende stad nie. Ons is nie hier om soos die wêreld te leef nie. Sê Spurgeon die volgende. If you can dwell with the wicked, if you can live as they live, and be hail fellow well met, met ander woorde, vriende wees, with the ungodly, if their practices are your practices, if their pleasures are your pleasures, then their God is your God, and you are one of them. As Spurgeon dit vandag gesê het, preek hy sy kerk leeg in 'n week se tyd. There is no being a Christian without being shut out of the world's camp. You cannot love God before first unloving the world. Daar is geen grys area nie. Dis wat hierdie skrif sê. Moenie aan enige illusies lei nie. Jou diens aan die meester, jou geloof in hom, het gevolge. Daar's baie goeie dinge wat ook gebeur. Elke siel wat na die Here toe kom as gevolg van jou diens. Elke genesing, elke keer wanneer jy iemand se laste kan dra, elke keer wanneer jy die liefde van Jesus kan share, elke keer wanneer jy iemand kan oprig, is die pluspunte. Maar soos julle ook sal sien in the testing of your faith, is daar 'n pad wat ons moet loop. En dis 'n pad waar ons deel in die smaak van Christus. Dit is hoekom Jakobus sê, ons moet bly wees wanneer ons in allerlei versoekinge val, omdat ons weet, dis God besig om ons te perfect maak, né? Perfek te maak, volmaak te maak in sy seun Jesus Christus. Sodat ons gereed kan wees wanneer hy kom. Ons almal verwag die wegraping enige tyd. Ek is benoud om te dink hoe min regtig reg is vir die wegraping. Want het ons al die smaad van Jesus gedra? Nie met 'n dik mond nie, by the way. Blydskap. Met blydskap. Dis geestelike volwassenheid. Wanneer jy die verwerping van mense in al sy vorms, in al sy vieslike vorms, verdra, waar jy die kruis opneem, jou kruis. Dit help nie jy roem in Jesus se kruis, maar jy dra nie jou eie kruis nie. Dit help nie om te roem in die offer van Christus, maar jy's nie daar om sy smaad te dra nie. Laastens, dit is tot eer en verheerliking
van God se naam, wanneer ons vir hom lei, met 'n glimlag op ons gesig. Wanneer ons swaar kry, met blydskap. Wanneer ons die smaak wat Christus gedra het, ook dra, sonder om ons geloof te verloor, of sonder om uit te stap, sonder om te murmureer, sonder om kwaad te raak, en sonder om te begin beklei en veg. Dat ons sal sê, as dit die beker is, wat ek moet drink, dan is dit die beker, wat ek moet drink. Die Job se vrou sê, vloek God want hierdie onregverdige manier hoe God jou behandel is, nou maar net my paraphrase, nie is 'n paraphrase nie, is net my 'n verklaring van daai gedeelte, waar God, tot Job se vrou sê naderhand, man, draai jou rug op die Here. Draai jou rug op die Here, want, wat het Job vir haar gesê? Hy sê, as ek die goeie van God vir myself kan hê, waarom nie ook die slegte nie? Kom ons kry daai illusie uit ons lewe uit, van dat die Christelike lewe moet net altyd gaan oor the pick myself and I, en ek moet net altyd geëntertain en geplease en gepamper word. Dis nie Christendom nie. Ek hoop, jy weet dit, maar ek hoop jy het 'n bevestiging gekry vanaand. As ons almal terugkyk op ons lewe, dan sien ons ook plekke waar ons maar kleinserig was, né? Waar ons gewip het. As jy daai kyk is 5 bar gepomp. Soos hy tannie met die hoekskootjies, tik, 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 die stap sy weg, sê, ag, vieslik vervies. Ons kan so 'n tantrum gooi partykeer. Ons kan lag daaroor, maar vir God sit nie snaaks nie. Want hy sê, my seun was nie in die tabernakel nie. Hy was nie eens daar welkom nie, hy was buite. Daar waar die liggame van diere op 'n hoop gegooi is om verbrand te word. Dit is die plek waar jy Jesus vind. By die smaad wat hy gedra het. Amen. Amen. Kom ons sing.